Welkom terug graad 12 by Fisiese Wetenskap, Chemie Vraagstel 2 van Mei-Junie 2024. Vandag sal ons kyk na vraag 3 en vraag 3 handel oor intermolekulêre kragte. Vraag 3. Die kookpunte van 'n paar organiese verbindings word in die tabel hieronder getoon. Die atmosferiese druk is 101,3 kilopascal. So dit is by standaard temperatuur. Die volgende organiese verbindings: A het 'n kookpunt van 78 grade Celsius, B het 'n kookpunt van 64 grade Celsius en C het 'n kookpunt van 118 en D het 'n kookpunt van X wat onbekend is. Wat ons ook kan oplet van ons tabel, ons sien dat die eerste een 'n haloalkaan is. Die tweede een is 'n haloalkaan, maar hy het 'n metielgroep. So A is 'n reguitlyn ketting, B het 'n syketting, C is 'n alkohol en D is 'n aldehied. 3.1 definieer die term kookpunt. Definisies word gevind op die eksamenriglyn. 3.2 watter een van verbindings A, B of C oorwegend in 'n vloeistoffase by 100 grade Celsius. 3.3 verduidelik die verskil tussen kookpunte van A en B vir 3 punte. 3.4 beskou die kookpunte onder 75 grade Celsius, 120 grade Celsius en 126 grade Celsius. 3.4.1 watter een van hierdie waardes verteenwoordig X, die kookpunt in van verbinding D. So graad 12, jy moet nou een van hierdie 3 waardes kies wat pas by D. 3.4.2 verduidelik die antwoord van die 3.4.1 volledig. Hoe het jy gekies dat daardie een van hulle die korrekte antwoord sal wees by D? 3.5 die atmosferiese druk van 101,3 kilopascal word nou na 83 kilopascal verander. Hoe sal die kookpunte van hierdie organiese verbindings beïnvloed word? Jy moet kies uit toeneem, afneem en bly dieselfde. So op hierdie oomblik, graad 12 kan julle die video stop en die vragies beantwoord en uitwerk. Sodra julle klaar die vraag beantwoord het, dan kan julle voortgaan om die vraag te merk. Ons beweeg voort om die vraag te merk. 3.1 ons definisie, die term kookpunt. En kookpunt is die temperatuur waarby die dampdruk van 'n stof gelyk as aan die atmosferiese druk. Die temperatuur waarby die dampdruk van 'n stof gelyk is aan atmosferiese druk. As jy enige van die onderstreepte gedeeltes sal uitlaat by jou definisie, dan sal jy 1 punt verloor. Daai is 3.1. 3.2 watter een van die volgende verbindings A, B of C is oorwegend in die vloeistoffase by 100 grade Celsius? Dit moet ons dan na die tabel neem en kyk. Die kookpunte wat vir jou gegee is waar ons verbinding sal kook en dit sal beweeg van 'n vloeistoffase na sy gasfase nadat hy sy kookpunt bereik het. As ons kyk na 100 grade Celsius, by 100 grade Celsius sal A alreeds in sy gasfase is. So dit beteken, by 100 grade Celsius is A reeds in sy gasfase. As ons kyk na B by 100 grade Celsius, B se kookpunt is laer as 100 grade Celsius, dit beteken hy is ook alreeds in sy gasfase. Maar as ons kyk na C se kookpunt is groter as 100 grade Celsius, so C is nog in sy vloeistoffase. Nou D se kookpunt is onbekend. So D is nog in sy vloeistoffase en die antwoord is C. So C is ons antwoord. So jy moet die kookpunt, hy moet eers kook voor hy na sy gasfase toe gaan. So 100 grade Celsius is wat ons moet kyk na en ons sien dat C, sy kookpunt is 118 wat groter is as die 100 grade Celsius. So dit was 3.2, sy antwoord is C. Ons gaan voort na die volgende een, 3.3. 3.3 vra hulle verduidelik die verskil in kookpunte van B en C. Dus kyk na B en C. A
is 78 grade Celsius en B is 64 grade Celsius. So as ons kyk na hulle twee, hierdie A is 'n reguit ketting. B het 'n vertakking op sy ketting. En ons kan die volgende sê, A is 1 chlorobetaan, die struktuur het 'n langer ketting, groter oppervlakte, waaroor intermolekulêre kan werk. So dit beteken jy moet jy moet noem dat hy 'n langer ketting is, en het 'n groter oppervlak. Die intermolekulêre kragte wat by A voorkom, is van der Waals of jou London-kragte, as ook jou dipool-dipool-kragte, omdat daar 'n chlooratoom is. Meer energie word benodig om die intermolekulêre kragte te oorkom. So dit is ons van der Waals en London-kragte en dipoolkragte het meer energie nodig, omdat die kookpunt hoër is en die intermolekulêre krag sterker is. Of jy kan gesê het, as ons kyk na B, 1 chloro 2 metielpropaan, die struktuur is 'n korter kettinglengte, maar hy is vertak by hierdie metielgroep, en dit is kompak, is sferies en het 'n kleiner oppervlakte waaroor die intermolekulêre kragte werk. Die intermolekulêre krag is dus swakker as gevolg van hierdie vertakking, of die meer kompak of die meer sferies, so minder intermolekulêre kragte, van der Waals-kragte, London-kragte en dipoolkragte. As ons kyk na die energie, minder energie benodig om die intermolekulêre kragte van die van der Waals, London-kragte te oorkom. So jy moet praat van die struktuur, jy moet praat van die intermolekulêr, die tipe intermolekulêr, en jy moet praat van die energie. So struktuur, intermolekulêre krag en ons energie. Jy moet altyd jou vrae beantwoord oor struktuur, intermolekulêre krag en energie, graad 12. Dit is 3.3. 3.4. Nou moet ons kies, watter van hierdie temperature pas by D? Watter een van hierdie waardes verteenwoordig X, die kookpunt van verbinding D? As ons kyk na X, die kookpunt verbinding D, dan weet ons C is 'n alkohol. So hy is 'n alkohol, en alkohole het waterstofbindings. As ons kyk na D is 'n aldehied. En aldehied se intermolekulêre kragte is swakker as C se intermolekulêre kragte. Minder energie word benodig om D se intermolekulêre kragte te oorkom. Dit beteken hy sal laer as 118 wees. So 126 is groter, 120 is ook groter as die 118, omdat C se intermolekulêre kragte is maar sterker as D se. So die antwoord wat oorbly is dan 75 grade Celsius. Daai het ons 3.4.1 se antwoord is 75. C se intermolekulêre kragte is sterker as D se intermolekulêre krag, dis hoekom C 'n groter kookpunt sal hê. By 3.4.2, dit is waar hulle wil hê ons moet dit volledig verduidelik hoekom ons 75 grade gekies het. En ons verduideliking is as volg. C het 'n sterker intermolekulêre kragte as D, so butanol is sterker as butanal se intermolekulêre kragte. Dan meer energie word benodig om die intermolekulêre kragte te oorkom, en ons sien dat D se kookpunt sal minder as C se kookpunt wees. So jy moet hier sê wat die een se intermolekulêre krag is sterker, en ook moet jy sê van die energie. Jy kon dan gepraat het ook van die struktuur. Die struktuur is, hy is 'n alkohol, en hy het waterstofbindings, en D is 'n aldehied. En aldehiede, hy het ons dipool-dipoolkragte. So dit is 3.4.2. Ons gaan nou sien ook die volgende. Daar is 'n alternatief wat jy kan sien. Minder energie word benodig om die intermolekulêre kragte te oorkom, en die kookpunt van C sal meer wees as die kookpunt van D. Volgende een het ons vir 3.5. Die atmosferiese druk, die standaard atmosferiese druk is 101,3 kilopascal. Dis waar hierdie kookpunte van hierdie organiese verbindings is. Maar nou is die atmosferiese druk verlaag en verander. Hulle wil weet, hoe sal die kookpunte van hierdie organiese verbindings beïnvloed word, toeneem, afneem of bly dieselfde? En die antwoord wat ons daarop kies is afneem.
Hoekom afneem? En daar is 'n tendens wat ons kan sê dat met die verlaging in atmosferiese druk benodig ons minder energie om die intermolekulêre kragte te oorkom. So ons kan sê met 'n hoër atmosferiese druk sal daar 'n hoër energie benodig, beteken die damdruk sal dan laer wees. As ons kyk na 'n laer atmosferiese druk, dit beteken laer eksterne druk bied minder weerstand en die molekules kan makliker in hulle gasfase ontsnap en die vloeistof kook teen 'n laer temperatuur met 'n laer druk. So dit beteken as die druk verlaag, dan verlaag die kookpunt want minder energie is nodig. Daar's minder weerstand van die eksterne druk. So dit is ons 3.5. Ons het aan die einde gekom van vraag 3. Baie dankie graad 12.